Baie welkom as jy vandag ingeskakel het by hierdie boodskap. Vir baie jare haal ek een vers in Psalm 127 aan, omdat dit iets is wat vir my baie waarde het, en ek het 'n begeerte gehad om die hele Psalm bietjie 'n studie van te maak. So, my gebed is dat hierdie tydjie saam ook vir jou iets kan beteken uit Psalm 127. Kom ons bid saam. Liewe Here, ons bid dat U vandag vir ons sal kom ontmoet. Amen. So kom ons vat vers 1, Psalm 127, 'n pelgrimslied van Salomo. As die Here die huis nie bou nie, soeg die wat daaraan bou te vergeefs. As die Here die stad nie beskerm nie, waak die wat dit beskerm te vergeefs. So, dit praat oor ietsie van werk, né? En werk is belangrik. Maar wat Salomo sê is, al die gewerkery kom tot niks as die Here nie in dit is nie. Ons gaan uit in die wêreld, kom tot niks as God nie die een is wat ons stuur nie. En ek bedoel, ons weet hierdie ding mos in die wêreld, sien ons, jy kan baie geld hê, maar nie gelukkig wees nie. En dan help dit jou net mooi niks nie. Nou Salomo is die ou wat eintlik bekend staan daarvoor om te bou, huise, tempels, stede. Onder sy koningskap het die fisiese uitbrei van geboue vermeerder. En Salomo is die een wat hierdie woorde skryf. Hy sê, jy kan bou en bou en bou, en jou hele stad bou en tempels bou. As die Here nie in dit is nie, dan kom dit tot niks nie. Nou, al hierdie gebouery van Salomo, hoeveel van daai geboue staan vandag nog? Hoeveel is nie nou stikkend geslaan deur gevegte nie? Maar wat is Salomo se nalatenskap? Wat is die goed van Salomo wat ons vandag nog geniet en oordra? 'n Spreuke, die goed wat hy gesê het, sy wysheid, dis sy nalatenskap. Nie noodwendig al daai geboue wat hy gebou het nie. Nou die Psalm gaan ook mos natuurlik nie net oor fisiese bakstene en fondamente in 'n huis of in 'n stad nie. Dit gaan ook oor ons lewens. So, iemand sê nou die dag vir my die volgende sin. As jou hand in 'n bak water is, en jou maatskappy, jou werk, die goede wat jy bou, is daarin, en jy haal jou hand uit daai bak water uit, dan vul die water net die gat weer op. Bietjie van die volume gaan weg, maar hulle vul dit ook net weer op met iemand anders. Eintlik om op 'n manier te sê, niemand is onvervangbaar by hulle werk nie. Ons ken mos nou hierdie gesegde ook wat sê, niemand gaan vir jou 'n standbeeld bou by jou werk nie. Jy gaan werk, en die volgende dag wat jy weg is, gaan hulle weer net dalk jou pos vul. En hierdie is nie so lekker om te hoor nie. Want ons werk daarom maar regtig baie hard aan ons werke. En dit sit so 'n bietjie nie lekker by my om te dink, al hierdie ure en ure en ure se tyd en energie en aandag wat 'n mens by jou werk insit, gaan eintlik maar net so half tot niks kom nie. Nou, ek dink nie ek wil hê iemand moet vir my 'n standbeeld oprig nie. Ek wil ten minste net voel dat my lewe ten minste getel het vir iets. En nou sê Salomo, ja, bou, maar as die Here nie in dit is nie, dan tel dit niks. Okay, so dan wil ek vra, so wat is die goeders waarmee ek dan wel besig is, wat ewigheidswaarde het? Wat 'n nalatenskap kan los. So, 'n ander vertaling vir die woord huis is dalk dynasty. Nou, op Netflix is 'n klomp reekse van dynasties van mense, sê maar soos die Guinness familie in Ierland, en die nalatenskap byvoorbeeld, wat in daai, nie net die besigheid nie, maar ook in die kinders deurgegaan het. So, dan is my vraag, wat is die goed waarmee ek myself kan besig hou? Wat wanneer ek nie meer daar is nie, wanneer my hand uit die bak uit is, wat nog steeds kan tel en steeds 'n verskil kan maak? En Salomo sê, as die Here nie rede en sin en betekenis toevoeg tot die goeders wat jy doen nie, dan swoeg en sweet jy verniet. En dit gaan ons natuurlik nie net oor die fisiese huise nie, maar dit gaan oor die tipe mens wat jy is, onder die dak waarin jy jouself bevind. So daar's die gesegde wat sê,
Dit gaan nie altyd oor wat jy sê nie, maar oor hoe jy mense laat voel. So watse geur laat jy na? Watse dieper ewigheidswaarde goed is jy mee besig in jou werk wat 'n nalatenskap gaan laat? Vers 2 sê, te vergeefs dat jy vroeg opstaan en laat gaan slaap, om met moeite 'n bestaan te maak. Vir die wat hy liefhet, gee die Here dit in hulle slaap. So vers 2b is die gedeelte wat ek altyd aangehaal het. Vir die wat die Here liefhet, gee die Here dit in hulle slaap. So wat sê ons vir mekaar as ons oor vers 2 praat? Nou ek weet nie wanneer is jy op jou meeste produktief nie, laat in die aand of vroeg in die oggend, is jy iemand wat vroeg in die oggend kan opstaan en dan 'n klomp dinge gedoen kry, of werk jy lekker as die hele huishouding gaan slaap het? Hierdie teks sê, te vergeefs dat jy so laat in die nagte wakker bly en vroeg in die oggende opstaan. As die Here julle nie help nie, dan gaan dit ook tot niks kom. Nou, Salomo prys harde werk. So hier gaan dit nie oor luiheid nie. Hy prys harde werk. As jy Spreuke 6 vers 6 tot 11 lees. Die kern van hierdie ding is oorgee en vertroue op die Here. Om nie jou eie vermoë te vertrou nie, maar dat dit wat jy doen, doen jy goed, maar vertrou die res aan die Here. Nou, daar's ons nou hierdie sinnetjie. Doen jou beste, maar moenie jou beste vertrou nie. Okay? Doen jou beste, met ander woorde gooi, werk, woeker, stoei, roei, gee alles wat jy het, neem verantwoordelikheid, moenie lui wees nie. Gee wat jy het, maar moenie op dit vertrou nie, moenie op jou eie werk vertrou nie, moenie op jou eie planne staat maak nie, maak staat, sit jou vertroue in die uitkomste van jou harde werk, in die Here se hande. Want as ons die uitkomste ook wil manipuleer deur ons eie vermoë, dan is ons die hele tyd net gedaan. Ons kom net nooit by die mylpaal uit nie. Hierdie Psalm in sy hart praat oor ons wil beheer hê oor alles. Oor ons beheervratigheid. Oor ek moet beheer hê oor my besigheid. Ek moet beheer hê oor my gesin. Ek moet beheer hê oor my eie goedertjies. Geliefdes, ons is net agente van die Here se goed. Daai mense wat jy jou mense noem, nee, jou kinders, hulle is nie joune nie, hulle is die Here se kinders. Hulle is ook jou kinders en jy, natuurlik is hulle joune, maar hulle is nie net joune nie, hulle behoort aan die Here. Die Here het hulle vir jou geleen. So ja, moet jy werk in hulle lewe en tot die beste van jou vermoë die beste ouer wees. Ja, natuurlik moet jy. Maar jy moet hulle ook aan die Here toe vertrou, want jy gaan nie altyd oral kan wees in hulle lewe nie. God is die baas van alles, en dit is eintlik waaroor hierdie gaan. As werknemer ontvang jy net 'n salaris, en jy moet, en verantwoordelikhede wat jy by moet uitkom om daai salaris te verdien, nee, maar jy werk net daar. Die baas is die een wat moet pa staan vir die groei. Die baas is die een wat moet pa staan as dinge begin skeefloop. Die baas is die een wat in die nagte moet wakker bly en bekommerd moet wees oor die oes en die vooruitgang en die volhoubaarheid. As ons die baas wil wees en beheer wil hê oor alles in ons lewe, dan geliefdes, dan voel ons goor. Want dan, hier's die probleem van daai manier van lewe. Jy voel jy kry nooit genoeg erkenning nie. Jy doen dan jou beste. Sien mense nie waarmee ek besig is nie. Hoekom sê hulle nie vir my baie dankie nie? Enige fout wat jy maak, klein of groot, oorweldig jou dat jy eintlik lam raak daarvan. En jy's jaloers. Jy's jaloers op ander mense as hulle goeie goeders reg kry. Daai manier van lewe bring vir ons geen vreugde nie. En daarom sê die Here, doen jou beste, maar moenie jou beste vertrou nie. Jou beste is goed genoeg, die uitkoms, vertrou dit aan my toe. En dan sê die Here, so gaan slaap. Gaan slaap rustig, laat ek my ding doen. Gee oor aan my, want ek is die God wat nooit hoef te slaap nie. Nou, in my lewe,
is dit regtig presies hoe hierdie ding werk. So ek sal byvoorbeeld 'n preek maak en ek is al vreeslik stoei en voel, ek kry net nie die punt nie en ek kom net nie ek kom nie oor hierdie berg nie. En dan moet ek net oor dit gaan slaap. En die volgende oggend is dit asof dan 'n storie of 'n metafoor of 'n goue draad vir my deurkom. Nou ons weet in neurowetenskap werk dit so. As jy gaan slaap, as jy gaan lê, dan word alles so bietjie gefile en uitgesorteer in jou onderbewussyn. Wat's belangrik, wat's nie belangrik nie, wat hoort by mekaar? Ons het nodig om te slaap, om helder te kan dink, om goeie besluite te kan maak. Wie nie slaap nie, kan nie dink nie, kan nie planne maak nie. Ons het slaap nodig. En die Here sê, gaan doen dit. Gaan slaap oor goed. In die môre, dan gee ek dit sommer vir jou. Vers 3 sê, seuns is geskenke van die Here, kinders word deur hom gegee. So, vers 1 en 2 praat van bou, en nou praat ons van seuns. Hoekom bou ons? Hoekom werk ons? Hoekom gee ons ons beste in hierdie wêreld? Eintlik, sodat ons gesinne en families veilig in hierdie wêreld kan wees. Sodat ons gesinne en ons families ook 'n holte vir hulle voet kan kry. Die familie is die kern van die samelewing. En ek weet families deesdae is 'n ingewikkelde ding. Ons het saamgestelde gesinne. Ons het enkelouers. Ons het families waarvan groot gedeeltes in die buiteland sit. Ons oupas en ons oumas of ons die kleinkinders bly in ver dorpe. Maar ons is steeds vir mekaar verantwoordelik. As jy bejaarde ouers het, is my vraag nou vir jou, bel jy hulle gereeld? Kom jy by hulle uit? Vers 2 het gepraat oor ons verantwoordingssin. Ons wil beheer neem. Nou hier's die ding. Dit help nie, jy is die beste werker, maar jy is vervreem van jou gesin nie. Dit is hoekom vers 3 belangrik is. Dit help nie, jy is jou beste weergawe van jouself as jy by jou werk is. En jou gesinslede kry die scraps nie. Jy het 2 weergawes. Jy's 'n sekere tipe mens as jy moeg is, en jy's 'n sekere tipe mens as jy uitgerus is. Is dit nie so nie? As jy moeg is, en jou bekertjie is leeg, dan sleep ons sterte, ons het kort van draad, ons geduld raak maklik op, As jy uitgerus is, lag jy's baie meer geduldig, jy is 'n lekker mens om by te wees. Nou hier's die ding, is jy net die beste weergawe, uitgeruste weergawe van jouself by die werk, en dan as jy by die huis kom, dan kry jou gesinsmense net die uitgeputte weergawe van jou. Want daai balans is 'n groot risiko vir ons families. Vers 4 tot 5 lees so, en dit pas by vers 3. Soos pyle in die hand van 'n krygsman, so is 'n seun wat gebore is, toe sy vader nog jonk was. Dit gaan goed met die man, wat sy pylkoker so gevul het. Sulke mense het niks te vrees as hulle met die vyand in die stadspoort onderhandel nie. Nou pyle in 'n vegter se hand. Jou trefkrag in hierdie wêreld, jou nalatenskap, die goed wat ewigheidswaarde het, word hier gekoppel aan jou gesin. Nou kom ons brei bietjie ons idee van gesin uit. Wie is jou gesin? Wie is jou kring? Wie is jou village? As ek dit so kan vra. Wie is die mense met wie jy jouself omring? 'n Jagter maak baie seker dat sy pyle nie stomp is nie en dat sy pyle nie geroes is nie. Jagters spandeer baie tyd om seker te maak dat die kondisie van sy geweer perfek is, want dan skiet jy raak. Dan hou jy jouself besig met goed wat 'n verskil maak. En hierdie teks sê, jou familie, jou kringe, jou mense, dit moet jou prioriteit wees. So ouers, ek vra julle baie mooi, sit neer julle fone. Ja, ons dink kinders is verslaaf aan hulle telefone.
Dit kan mag dalk waar wees. Ek wil net sê ons as ouers is 'n baie slegte voorbeeld van hantering van fone, want ons het ons ook maar op ons fone. Antwoord ook maar die hele tyd oproepe. Is ook maar die hele tyd besig om 'n SMS of 'n WhatsApp of 'n e-pos terug te stuur, terwyl ons eintlik by ons mense moet wees. Het jy dalk oupas en oumas, grootouers, bejaarde ouers? Ek weet jy raak besig met jou gesin. Ek weet jou kinders se sport hou vir jou ongelooflik besig. Waar is ons jou ouers in daai stelsel? Jou lewensmaat? Julle, daai ene, ons dink altyd van daai ene, ja maar daai het my gekies en die ene sal my bly kies, so ek kan eers my aandag aan alles anders gee en dan aan daai ene, want daai persoon is hier om te bly. En dan op 'n dag kom ons agter, is baie ver van jou af. My liefde, waar is jy? Ek en jy's nie eens op dieselfde planeet nie. Hoekom? Want jy het baie lank ander goeders bo daai persoon gekies. Die stadspoort is die poort waar besigheid gedoen word. Die stadspoort is die plek waar die tekkie die teer tref. As jy eerste aan jou gesinslede aandag gegee het en seker gemaak het daai verhoudings is sterk, dan kan jy ook in jou besigheid produktief wees en 'n verskil maak. Die belangrikste ding wat ons vir ons kinders moet leer is karakter. Dit is jou belangrikste werk, is karaktervorming. Nie om prestasies te jaag nie. Daai sport wat al julle aandag opvat, dit kan ook karakter bou, spansport bou karakter. Maar ons moet baie duidelik nie stippellyne begin kry tussen hierdie goeters nie. Karakterbou is belangriker as prestasiebou. Ons is ook nie hier om ons kinders gelukkig te maak nie. Interessante gedagte, nê? As jou kind sê koe, hoef jy nie altyd te hardloop nie. Want wat leer ons kinders? Jy kan jou geluk outsource. Jou geluk is iets wat ander mense vir jou kan bring. As ek en jy baie duidelik in ons eie lewens weet, geluk is niks anders as iets wat jy net by die Here kan kry nie. So jou werk is nie om jou kind gelukkig te maak nie. Jou werk is om jou kind se karakter te vorm en hulle roeping te verdiep. Want dan kan jy raak skiet. So, vers 1 en 2 pas by mekaar. Vers 3 tot 5 pas by mekaar. Dit voel amper asof hierdie ene bou huise en praat oor jou werk, hierdie ene praat oor jou familie, en hoe het hierdie twee goede nou met mekaar te doen? Want ons werk en ons gesin, ons mense, ons kring, ons village, is baie keer in 'n toutrekkery vir jou aandag, en jou aandag is jou dierste kommoditeit, wat jy het om te gee. En hierdie psalm pleit, dis nie die een of die ander nie, maar hierdie psalm pleit, dat jy hierdie een, maar ook hierdie ene, aan die Here moet oorlaat. So, Tom Smith skryf in sy boek, Vind God in die Gewone, oor slaap. So kom ek wil een laaste gedagte by julle los, oor oorgee. Want dit is waaroor hierdie psalm gaan, om nie in beheer te wil wees van al die aspekte van ons lewe nie, maar dat jy amper op 'n plek kan kom wat jy kan sê, ek werk net hier, in jou gesin en by jou roepingswerk, nê. Maar ek werk net hier, ek sê die baas nie, gaan vra die baas is God, ek het my beste gedoen, ek het gegee wat ek kon, ek het baie verantwoordbaarheid, maar gaan vra die baas, laat die baas, die uitkomste is die baas se, nê. Hy skryf oor slaap, Tom Smith, dat ons dag begin by slaap. Maar is dit reg? Begin ons dag nie in die oggend as ons wakker word nie? Wel, dit is hoe ek gedink het oor dit. Dit is my vreemd om te dink dat die dag begin in die aand, die dag begin in die nag. Maar dit sê iets van 'n lewenswandel saam met die Here wat nie 'n geknars van tande is nie, maar wat op genade geskoei is. Onthou, om te slaap is 'n aksie van oorgee. Jy kan nie jou lyf maak slaap nie. Jy moet oorgee om te kan slaap. Jy kan nie slaap as jy
die hele tyd met lysies besig is nie. Die nommer 1 grootste vyand van ons geestelike groei is uitputting. Want jy kan niks doen as jy moeg is nie. Ons sal baie maklik iets verstaan van, mense leef bo hulle finansiële vermoë. Nee, maklik. Hulle gee meer uit as wat hulle inkry. Ons leef deesdae ook verby ons fisiese vermoë. Ons wil meer werk doen. Ons wil meer plekke betrokke raak. Ons wil sport speel in die week op Saterdag en op Sondag. Die week was mal en gejaag, ek het net Sondag. Dan is ons verskoning, ek kom nie Sondag kerk toe nie, want nee, dit was daarom nou 'n wille week. Soos Sondag is die enigste dag wat ek het om te rus. Maar wat leer ons kinders as ons daai manier redeneer? Want is 'n Sondag en kerk toe gaan nie juist die plek waar ons rus nie. Om by die huis, by die kerk weg te bly, is nie 'n beloning nie. Kinders, ons het so hard sport gespeel gister, ons gaan so bietjie by die huis bly vandag. Maar die kerk is juist die plek waar ons tot rus kom, juist die plek waar ons kom sê, Here, ons het hierdie week gegooi en gegee wat ons het, maar ons wil net asseblief bietjie kom afpak, voordat ons weer 'n nuwe dag vat. Dit is hoekom Christene se week op 'n Sondag begin. Nee, want 'n Sondag is die dag wat ons Jesus se opstanding vier. Sondag is die dag van oorwinning. Dan kan Maandag maar kom, want dan leef ons vanuit 'n plek van oorwinning. Ons moet by Sondag begin, voor Maandag kan begin. Ons moet in die nag begin, voor die oggend kan kom. Hierdie beginsel het my kop geskuif oor oorgee. So hoor wat staan in Genesis 1. Dit het aand geword, dit het oggend geword, en dit was dag 1. OK? Dag 1 het in die aand begin, en toe dag, en toe was dit 'n dag. So, slaap is die begin van ons dag. Hoekom? Want as jy slaap, kan jy niks doen nie. Maar terwyl jy slaap, is die Here in die wêreld besig. Is die Here besig om te skep? Is die Here besig om jou voor te berei? Is die Here besig om goed in plek te stel? Sonder jou. So teen die tyd wat ons wakker word ons wakker in 'n wêreld wat ons nie geskep het nie. Word ons wakker in 'n verlossingsverhaal wat ons nie verdien het nie. Maar dan nooi die Here ons uit om deel te word van sy skepingsverhaal. Maar ons is nie die skeppers nie, ons is die skepsels. So ons sê, Here, ek gaan nou rustig slaap. Ek gaan nou net bietjie, ek het nou rus nodig, doen u ding. Môreoggend sluit ek weer daarbey aan. En dan nooi die Here ons en die Here roep ons altyd weer in sy verhaal in. Maar hy's die een wat die skryfwerk doen. Dit is oorgee. 'n derde van jou lewe gaan jy omslaap. Staar maar baie tyd. Daai derde is eintlik 'n derde om te sê, Here, ek laat nie die wêreld om sy as draai nie. U laat. So ek hoef nie die wêreld se probleme op my skouers te dra nie. My planne is nie die enigste planne nie. My geliefde se probleme is nie myne nie. Dit is u sin. So ek gaan slaap, laat ek kan krag kry, laat ek weer môre kan doen wat ek kan doen, maar u moet asseblief, wees u die God van my lewe, van my mense se lewe. En dan weer Psalm 26 vers 11 tot 12 in my, wat sê, wees stil en weet, ek is die Here, die Almagtige, is by jou. As ek in die nagte so wakker word, van angstigheid, oor goeders wat ek nie kan beheer nie, dan sê ek, Here, ek gee oor. Ek is net stil, want u, wat almagtig u is my God, en u is by my. En dan bid ek met elke greintjie van my wese, dat die skepper van hemel en aarde self my sal rus gee, van die dinge wat vir my seer gebring het. En dan gaan slaap ek, want ek weet, ek is uitgelewer aan genade, uitverkoop aan Jesus wat oorwinning gebring het, en oorgegee aan 'n God, wat weet wat hy doen. En dan môreoggend word ek wakker, en ek soek, en ek
kyk om my heen vir die hand van die Here en die wonders wat hy in my lewe wil bewerk. Kom ons bid saam. Liewe Here, dankie vir die goedheid en die guns. Dankie dat ons u kinders kan wees. Dankie dat ons tot rus kan kom in die wete dat u die een is wat dinge maak gebeur. U is die baas. Ons werk net hier. U is die een wat dinge maak gebeur. Ons kom meld net aan. Dankie daarvoor. Liewe Here, help vir ons, roep vir ons dat ons beste sal gee, maar dat ons nie ons beste sal vertrou nie. Dat ons vertroue op u alleen sal wees. Ons is stil. Ons weet dat God die Almagtige by ons is. Amen. Geliefdes, gaan slaap, want die Here die Almagtige is by jou. Gee jou beste. Die uitkomste is die Here se. Amen. Seën my ryklik. Seën my daadwerklik. Vermeerder my grondgebied, hou u hand oor my, laat my geen pyn veroorsaak nie, o Heer, seën my. Seën my ryklik. Seën my daadwerklik. Vermeerder my grondgebied, hou u hand oor my, laat my geen pyn veroorsaak nie, o Heer, seën my. Seën my, want u is in my Heer, wonderbare Heer, u wat steeds getrou, u skepper onderaan, u is in my Heer, wonderbare Heer, u wat alles vorm tot die Heer. U is in my Heer, wonderbare Heer, u wat steeds getrou, u skepper onderaan, u is in